wanneer ons dan ook ons hofliedere saam sing, hulle is op die skerm gaan dit wees.
kan maar sit, dankie. So lekker om te sien hoe die kinders saam sing hierdie liede dan ken. Ons is so bly dat ons nou weer vanmôre vir die kinders en vir Dominee Natalie kan vra om na die saal toe te gaan vir die kinderkerk, dat ons ook weer op hierdie wyse dan so saam ook kan diens hou. Julle is welkom om saal toe te gaan. Ons skriflesing vanmôre kom uit Judas. Nou, ek dink nie dat te veel mense al in hulle lewe uit die boek Judas gelees het. Het kan ook wees dat daar mense kan lees en sê, Judas? Wie is Judas? Die bekendste natuurlik is ons die evangelies en die verhaal uit die Ou Testament. Maar hier is 'n baie besondere brief wat ons in die kerk dan ook het. Iemand wat by geleentheid sê, dis seker een van die briewe wat die minste gelees word, wat van baie groot waarde ook al is. En soos wat ons nou verlede week die voorreg gehad het om uit Filemon uit te lees, wat ook net uit een hoofstuk uit bestaan, is ons dan vanmôre bevoorreg om uit Judas te lees. En voordat ons uit Judas lees, kom ons vra ook dat die Here vir ons sal seën rondom sy woord. Baie dankie Here, dat ons die voorreg het om na u woord te kan luister. Kan weet dat u die God is wat met ons elkeen praat, ook op hierdie wyse, dat u die woord aan ons bekend maak. En dat ons daarom ook vanmôre kan weet, dat u die God is wat met ons elkeen wil praat. Dalk nie uit die gedeelte wat ons die meeste in die Bybel uitlees nie, maar die belangrike is dat dit deel van die woord is. En dat u vir ons elkeen 'n boodskap het. En daarom wil ons vir u vra dat u asseblief ook vanmôre dan vir ons elkeen daartoe in staat sal stel dat ons nie aan die dinge in die wêreld sal dink nie, maar sal leer en konsentreer om te hoor wat u ook vir ons elkeen vanmôre weer sê. Baie dankie dat ons dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees mag bid. Amen. Ons gaan nie die hele gedeelte lees nie. En miskien net eers hierdie Judas, hierdie man met die naam Judas wat hierdie brief skryf. Is hier sekerlik die bekendste Judas wat ons in die Bybel van weet, is Judas Iskariot. Is die disipel wat Jesus verraai het. Nou, as die Here wil, ook in die lydingstyd waar ons nou is, sal ons by geleentheid 'n bietjie stil staan by Judas Iskariot, maar dis nie Judas wat dis nie hierdie Judas wat hierdie brief skryf nie. Die Judas wat hierdie brief skryf, en ek sal volgende week as die Here wil meer daaroor sê, is Jesus se broer. Julle het geweet dat Jesus broers gehad het. En dat Judas se broer is. En dat hy hier dan skryf. Ons gaan nie die hele gedeelte lees nie, ek wil dadelik verskoning maak. Ek hou daarvan om eksegese te doen, maar ek hou nie daarvan om 'n teks eintlik 'n oneer aan te doen nie, maar miskien om julle te waarsku vanmôre, wanneer die Judas hierdie brief skryf, en as jy 2 Petrus 2 gaan lees, gaan jy sien dat hulle baie dieselfde inhoud het, 2 Petrus 2 en Judas. En hierdie brief word veral dan geskryf met die doel om dwaalleraars en dwaalleringe dan te bestry. Dis nie waarom ons vanmôre gaan aandag gee. By die doop en ook volgende week weer by die belydenis van geloof aflegging is daar baie mooier waarhede en daarom net enkele verse uit hierdie boek dan vanmôre. Ek vra verskoning dat ons nie die hele gedeelte gaan lees nie, maar jy moet asseblief die hele gedeelte gaan lees. En daarom lees ons in die begin Judas, 'n dienaar van Jesus Christus en 'n broer van Jakobus, aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy liefhet en deur Jesus Christus bewaar. Mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Geliefdes, ek was van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waarin ons almal deel het. Hy sê, dis wat ek dan oor wou skryf. Maar
Nou voel ek my verplig om julle met my brief aan te spoor om te stry teen te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is en aan die wat God vir hom afgesonder het. En dan kom die dwaalleringe en wat hulle doen. Miskien moet jy net, as jy die Bybel het, laai asseblief saam met my na vers 16 toe. Dan gaan jy onder andere sien waaroor dit gaan. En as Judas daaroor skryf, is dit noodloos om vanmôre te sê, dit het nie net in daardie tyd plaasgevind, dit gebeur vandag ook nog. En behalwe vir al die detail wat hy beskryf sê in vers 16, hierdie mense kla gedurig. En is altyd ontevrede met hulle lot. Ken julle sulke mense? Hulle leef net volgens hulle eie begeertes, praat groot en sê vleiende dinge van mense om daardeur vir hulle self voordeel te trek. Ek gaan nie weer iets daaroor sê nie, ek wil net hê jy moet 'n idee hê waaroor hierdie brief dan vanmôre gegaan het. En daarom gaan ek vir jou vra asseblief om dan na vers 20, so vers 1, 2 en vers 20 en daarna is dit dat ons vanmôre by gaan stil staan. Julle geliefdes, moet egter voortgaan om aan julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Bly in die liefde van God. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, wat die ewige lewe aan julle sal gee. Ek vra weer verskoning dat ons net tot hierdie vanmôre saam lees. Maar broers en susters, hierdie is die woord van die Here. En jy sal baie gelukkig wees as dit die handleiding van jou lewe is. Hierdie is een van die gedeeltes in die Bybel wat, dis jammer dat ons dit so min lees, want hier is soveel kosbaarhede hierin opgeteken en opgesluit. Hierdie gedeelte begin om te sê, Judas noem homself 'n dienaar van Christus, die broer van Jakobus. Ons weet natuurlik dat die brief van Jakobus wat ook in die Bybel is, wat deur Jakobus geskryf is, ook 'n broer van Jesus was. Maar dan die aangrypende, aan die vir wie God die Vader geroep het. En ons moenie hierby vanmôre te vinnig verby beweeg. Want ons moet miskien vir mekaar op hierdie stadium sê, elkeen van ons wat hier is ook by geleentheid of geleenthede deur God geroep. En ons moenie vanmôre dit mis, dat die handelende subjek, die een wat die inisiatief neem, God is wat mense roep. En ek wil net hê ons moet 'n bietjie daaroor dink. Wat dit is, dat God 'n roepende God is. As jy gaan kyk in Genesis 3, waar die sondeval vir ons op 'n poëtiese wyse beskryf word. Waar daar van die vrug geëet word, en Eva dit van Adam gee, in plaas daarvan dat hulle dan agterkom dat hulle soos God is, soos wat die slang vir hulle beloof het, hulle sal wees, dan ontdek albei van hulle dat hulle naak is. En dan kruip hulle vir God weg. En dan wandel God in die aandwentjie en hy roep vir die mens, en hy sê, waar is jy? Ons almal weet, God weet waar hy is. God weet waar hy is. Maar moenie dit mis, dat hierdie God wat ek en jy ken, en hierdie God wat ek en jy dien, 'n God is wat vir ons elkeen roep, en dat hy vanmôre ook weer by die doop roep. Nie net vir 2 kindertjies wat nou homself verbind nie, maar dat ons elke keer kan weet, in hierdie wêreld is God, die God wat vir ons roep. En vir wie roep hy? Hy roep mense soos ek en jy. God se liefde is so groot, en God het so, kan 'n mens sê, behoefte aan mense, dat hy mense bly roep. Dat die mense wat hy roep, nie mense is met sekere kwalifikasies nie. Nie mense is wat sekere dinge in die wêreld eers bereik het nie. Nie mense is met prestasies en hulle self vir God aanneemlik maak nie. God is 'n God wat mense roep, en kindertjies vanmôre roep, wat nie eers self in hierdie kerk vanmôre kon inloop nie. Hy roep babas. Hy roep mense. As dit jou nie oorweldig nie, dan weet ek nie wat sal nie. Want wat het ons eintlik om vir God aan te bied? Behalwe dat ons almal begenadigde sondaars is. Behalwe dat ons almal kan weet dat God die God is wat vir ons so lief is, dat hy vir ons roep. Die Griekse woord wat hier gebruik word is kalein.
Kalyn, is nogal interessant, dat die Engelse woord call nie ver daarvan af is nie. Uit haar aard, die Griekse woord afgeleid is. Maar die Griekse woord het 'n paar betekenisse, en een van die betekenisse wat hierdie woord het om te sê dat God mense roep, dan is dit omdat God mense roep tot 'n bepaalde taak, tot 'n bepaalde saak. Dat daar verantwoordelikhede daarmee gepaard gaan. Dat God iets in en deur en met mense wat hy roep, wil doen. En hierdie roepende God roep nie net in Genesis 3 nie. Hy roep nie net in die Nuwe Testament nie. Hy roep tot vandag toe. En hy roep mense, en hy sê, ek wil julle gebruik om my kerk op aarde te wees. Ek rus julle elkeen toe, geef julle gawes. Julle is vir my so belangrik, jy is deel van my span. En kan ons dit verstaan om te sê, weer eens nie deur eie kwalifikasie nie deur eie prestasie nie, maar deur God, wat vir jou en my wil gebruik. Die tweede betekenis van Kalyn, en hier is nogal 'n belangrike een, is dat hier impliseer tussen roepe tot 'n heerlike, vreugdelike gebeure. 'n Engelse skrifverklaarder skryf daaroor, en ek wil sy woorde net so gebruik om te sê, happy occasion. God roep ons tot 'n happy occasion. Ons moet regtig dit vergeet en totaal by die deur uitgooi. Dat mense dink dat om in 'n verhouding met God te staan, dat jy ernstig moet wees. Dat jy met 'n lang gesig moet rondloop. Wanneer God ons roep, dan roep hy ons tot vreugde in 'n verhouding met hom. Die vrug van die Gees, soveel keer het ons dit al gesê, en soveel keer gaan ons dit nog sê vir mekaar. Maar die vrug van die Gees is liefde, vrede, vreugde, vriendelikheid, net die eerste 4. Wanneer God deur sy Gees in ons woon en werk, is liefde, vrede, vreugde, vriendelikheid deel van elk kind van die Here. Daarom wil hy hê dat ons moet glimlag. Daarom moet ons bly wees. Hierdie is 'n vreugdevolle ervaring. Dis nie 'n stryd nie, dis nie 'n las nie, dis nie 'n plig nie. Die een van die heel mooiste voorbeelde wat ek altyd in my lewe aan kan dink, en dis miskien van julle wat nie weet waarvan ek praat nie, maar hier is van julle wat weet waarvan ek praat. Ek het my militêre diensplig gedoen op Kroonstad. Ek het gedink dit is baie erg op Kroonstad, so baie mooi dorpie gewees. En ek het myself vreeslik jammer gekry, totdat ons eendag gaan ek speel op Bethlehem, toe sien ek ook uit is dit daar, so toe kry ek my nie meer so jammer op Kroonstad. Maar ons het vroegoggende, was jy al 6:30 in die oggend op die paradegrond. En dan moet jy marseer. En elke bevel wat jou korporaal uitskree, moet jy doen. As hy sê draai links, dan draai links. As jy moet marseer, dan marseer jy. As jy help, moet jy help. Opdragte is uitgevoer. Maar ek is oortuig daarvan dat omtrent elkeen van die troepe soos ek, met 'n bepaalde weersin, 6:30 op 'n wintersoggend, op 'n paradegrond in Kroonstad wil wees. Jy mag nie so aan God dink nie. Jy mag nie dink dat ons in 'n verhouding met God staan, dat ons moet opdragte uitvoer, maar elke greintjie in ons is 'n deel van verset en van opstand. Nee, wanneer God ons roep, en God ons deel maak van sy kerk op aarde, dan moet ons weet, dat hy dit nie alleen doen, omdat hy ons roep, maar omdat hy vir ons lief het. En hier is die aangrypende van God. God is liefde. God openbaar hom as die God van liefde. God is liefde. Ek kan dit nie mis nie. En nou een van die wonderlike dinge in die teologie en in die dogmatiek, is daar gepraat word wat met ons van kenmerke van God en eienskappe van God praat, dan is liefde natuurlik heel eerste altyd. En dan hierdie aangrypende wat ons vanmôre weer moet weet. God deel sy liefde met ons. Deel van God se eienskap is liefde. Liefde is 'n meedeelbare eienskap van God wat hy vir jou en my gee. God hou nie sy liefde vir onsself nie. En omdat God ons liefhet, roep hy vir ons. En omdat hy vir sy liefde vir ons gee, wil hy ook hê dat ons hierdie liefde natuurlik moet uitdra, nie net vir onsself hou nie. En wie jy die wonderlike van God se liefde is, hoe meer jy gee, hoe meer kry jy. Dit raak nie op nie. Dit raak nie op nie. En daarom, God wat ons lief het. En daarom moet ons gou vir mekaar herinner daaraan, dat God se liefde 'n unieke liefde is. God se liefde is 'n unieke liefde. In Johannes 4, werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het,
Maar die liefde wat God aan ons bewys het, deur sy seun vir ons te gee. Jesus was sy disippels se voete in Johannes 13, en daarna sê hy vir hulle, wat ek gedoen het met julle ook doen. Julle moet in liefde voetwassers wees. Julle moet dienaars wees. Trouwens, Jesus gaan verder in Johannes, en ek dink die mense besef dit altyd nie, maar Jesus gaan in Johannes 13 verder, en hy sê, ek geef julle 'n nuwe gebod. Ek gee julle nie net meer die gebod, dat julle self moet lief hê en mense, en die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en mense soos jouself nie. Jesus kom en hy sê, soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Hierdie is die liefde wat die dryfveer in die kerk is, 2 Korintiërs 5. Gedring, gedwing, deur die liefde van God. Hy het ons lief. En ek wil dit vanmôre weer sê. As jy vir my kan wys waar 'n groter daad van liefde is, in die tyd waarin ons nou leef, as wanneer God hom in die doop aan 'n kind verbind, 'n babietjie wat nie weet wat vanmôre hier gebeur nie, gaan weer sê, wat nie self hier kon inloop vanmôre. Dis hoe God werk, en dis hoe God se liefde werk. God wat vir hierdie 2 dogtertjies so lief is, dat hy vir hulle by papas en mamas plaas in die huis van hom bedeer. Hulle het nie hulle eie papa en mama gekies nie, papa en mama het nie kindertjies gekies nie. God het besluit om julle vir mekaar te gee. Dis wat liefde is. Dis wat liefde is. En dan hierdie aangrypende. En deur Jesus Christus bewaar. Ons kan nie hierdie dinge mis nie. Dat God sy kerk bewaar op aarde, dat God mense bewaar op aarde. Wat beteken dit om 'n ding te bewaar? Dit beteken om dit te beskerm, om dit te koester, om mooi daarna te kyk. Kan ons nou maar vanmôre kan ek 'n voorbeeld gebruik. Almal ken ons Lucky Packets. Dit was altyd so lekker ding gewees om hierdie Lucky Packet te kry by 'n winkel. Dan was daar 'n klomp lekker goedjies daarin gewees en hulle speelde maar wat. Ek sal nooit vergeet, ek het 2 susters. En hulle het eendag het hulle so in die Lucky Packet het een van hulle 'n ring gekry, so plastiese ring. O, dit was baie belangrik, 'n mooi ring. Nou as jy nou 'n plastiese ring kry in 'n Lucky Packet en jy kry 'n ring van 'n diamantring, het dit nie hoeveel karaat nie. Maar daar's al 2 ringe, nê. Maar jy kyk tog anders na die diamantring as jy kyk na die plastiese ring. Is dit nie so? Dis wat hierdie gedeelte vanmôre vir ons wil sê, dat ons nie vir God plastiese ringetjies is nie, maar dat ons diamante vir hom is. Dat hy sy kerk bewaar. Dat sy kerk in hierdie wêreld kan weet, Efesiërs 6, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Dat God ons bewaar. Dat die duiwel kan ronddans, moet nie dink dat hy nie in die kerk kom in 2 Tessalonisense 2 sê, hy kom ook in die kerk. Hy kom sit en hy probeer mense se aandag aftrek om nie te luister na die woord van die Here nie. Maar dat God sy kerk bewaar, sodat self die bose en die magte van die bose beperk is. En dat ek en jy binne die bewaring en die veiligheid wat God vir ons daar stel in hierdie wêreld, dat ons kan leef en sy boodskap kan uitleef. Die probleem is net dat ons baie keer, soos wat Judas dan hieroor skryf, dat mense hierdie geleentheid misbruik om net vir hulle self te leef. Dat dit net oor hulle self gaan, dat hulle nie besef waar hulle vandaan kom nie. Dis wat ons in die kerk moet besef, dat God, die God is wat ons roep, wat ons lief het en ons bewaar. Ek en jy sit vanmôre hier, in presies hierdie kategorieë, elkeen. Dat God dit vir ons waar maak. So baie wat 'n mens nog daaroor kan sê. En dan hierdie pragtige gebed, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed vir julle geskenk word. Dit is nogal interessant die vertaling van barmhartigheid, want dit is eintlik nie wat in die Griekse woord staan nie. Ek verstaan dalk hoekom hulle dit so vertaal het. Maar ek deel eerder vanmôre met julle hierdie pragtige vertaling in die boodskap. My gebed is dat die sluise van God se onverdiende goedheid, sy hemelse vrede en sy liefde voluit oor julle lewe oopgetrek sal word. Kan ek dit herhaal? My gebed is dat die sluise van God se onverdiende goedheid, sy hemelse vrede en liefde, sy liefde, oor julle lewe oopgetrek sal word. Dit is wat ons in die kerk vir mekaar kan en moet bid. Dis waaroor dit in die kerk gaan. Dat God, wat vir ons so ryklik seën, ek wonder of ons dit altyd besef. God wat vir ons so goed is, ek wonder of ons dit altyd daarop let.
God wat vir ons so baie elke dag gee, maar ons is so vinnig besig om te vra. En ons voel baie keer wanneer ek vra en ek kry nie, dat God nie my gebede verhoor nie, en in die tussentyd mis ek alles wat God vir my gee. Dit sou baie jammer wees. Dit sou baie tragies wees. Hier is so mooi uitdrukking. Die sluise van God, en kyk met die woordjie daar, onverdiende goedheid. Ek hou daarvan om nog altyd te praat van God se genade, onverdiend en onverdiend. Ons verdien nie God se genade, ons kry dit onverdiend. God se liefde, onverdiend, onverdiend. Dit word nie met water minder gemaak nie. Suiwer soos wat dit is. Kan ek gou vir julle vra? Een van julle dalk nie voorreg gehad, en ek noem dit regtig voorreg, om in die afgelope maand te wat die Vaalrivier op vloed te sien. Iemand van julle dalk gesien hoe die Oranje rivier lyk. Nou dat die sluise oopgetrek is. Het is klaarblyklik, ek het gister gehoor dat die Geografies waterval een van die kosbaarste skatte in ons land is. Daar is klaarblyklik weer meer water wat oor die Geografies vloei as wat ooit oor die Niagara waterval vloei, maar dit sê ek nou doorsê. Gaan kyk of het waar is, ek weet nie. Maar het jy al gesien hoe lyk 'n rivier wat afkom? Wanneer die sluise oop is, wanneer hierdie water stroom en onder beheer is. Want water is lewe. En ek kan nie, onwillekeurig, het ek nie voorreg gehad om nou onlangs te sien hoe lyk die Vaalrivier. En dit is duidelik weer, ek kan sien ek kom uit voortrekkers en ek dis die Vaalrivier, want hy is modderig en val. En later dan raak hy oranje. Mooi beskrywing wat ons in ons land het, oor ons rivier oor daarmee saam. Maar besef ons dat God die sluise van sy goedheid oopmaak en oor ons uitstort. En dat ons dit kan ervaar en beleef, en kan ek dit weer asseblief beklemtoon. Dat dit is wat ons vir mekaar in die kerk moet doen. Nie afguns, nie verneem, maar God se onverdiende liefde, sy goedheid, sy vrede. Ek was nog baie graag baie dinge hieroor, maar kom ons herinner mekaar vanmôre daaraan. Dat die eerste 3 dinge waarna ons gekyk het, dat God ons roep, God vir ons lief is, en dat God ons bewaar, eienskappe is wat ons tot hier toe gebring het. Dat hierdie 3, God se vrede, goedheid en liefde, die dinge is wat ons gou vir mekaar kan sê, dis die onbeskryflike, dit is die onverdiende, dis die onverstaanbare, voorregte wat ek en jy beleef as kinders van die Here. Hou op en klaar. Hou op om te kyk wat jy nie. Hou op om ongelukkig te wees soos hierdie mense wat Judas beskryf het altyd oorlaai en ongelukkig is. Arme ek, hoekom is ek hier? Hoekom het daai dit? Hoekom dat? Ons het nog 'n manier, dit kan baie maklik in die wêreld gebeur, dat in aansteek met die wêreld om te kla oor alles. Maar ons is vanmôre, word ons deur God geroep vir 'n happy occasion, vir 'n feestelikheid, om deel van sy span op aarde te wees. Daarom natuurlik is daar ook uiteraard verantwoordelikhede, en daaroor sal ek as die Here wil volgende week meer van aandag gee. Maar kom ons noem hulle gou vanmôre vir mekaar. Ek en jy wat tot hier toe gekom het, ek en jy wat op 7 Maart 2021 tot hier toe gekom het, in 'n verhouding met die lewende Here, is ek en jy wat moet weet dat Judas vir ons daartoe aanmoedig om te sê, geliefdes, jy moet daarom voortgaan om jou lewe, jy moet voortgaan om jou lewe te bou op jou allerheiligste geloof. Niemand het gearriveer nie. Niemand het gearriveer nie. Jy het nie die laaste vlak bereik en nou sê, nou is ek reg. Maar dat daar eerder hierdie oproep is om voort te gaan, om julle lewe te bou, op julle allerheiligste geloof, gawe van God. Dat julle voortgaan in julle lewe, om altyd te bly bid, deur die krag van die Heilige Gees. En gebed is regtig nie net hierdie versoekprogram nie, ons het so pas met mekaar kon deel, dat gebed is om ook seëninge oor medegelowiges en oor ander af te bid. Dis wat gebed is. Gebed is nie net versoeking nie. Ons wat tot hier toe gekom het, laat ons voortgaan. Sien wat 'n kragtige, wat 'n pragtige, wat 'n fenominale boodskap in Judas vir ons opgeteken is. En dis ook nog nie al nie. Dat jy sal voortgaan om te bly in die liefde van God.
binne hierdie veiligheid wat hy vir ons gee. Binne hierdie dampkring, binne hierdie terrein wat hy vir ons gee, die sfeer van sy liefde beskryf iemand dit as. Jy moet voortgaan om daarin te bly. Dis 'n dinamiese proses. Dis nie iets wat nou is dit afgehandel en nou is dit klaar nie. En jy moet voortgaan om te midde van, en hierdie is nogal 'n baie belangrike een te kry. Ten spyte van wat in die wêreld gebeur, ten spyte van die terugslae en wat ook al in die wêreld gebeur, om voort te gaan, vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, wat vir julle die ewige lewe sal gee. Dit beteken dat die wêreld waarin ons is, broers en susters, 'n wêreld is dat ons daar herinner dat ons in 'n gebroke werklikheid is, in 'n stikkende wêreld, maar dat ons die hoop het, dat ons die sekerheid het, eintlik is hoop nie die regte woord nie, dat ons die sekerheid het en dat ons dit kan vestig op die feit dat God op beheer is, dat ons in God se span is en dat ons 'n diensman is. Hoe anders kan ons dan vandag, as om te juig en te jubel oor die feit dat God vir ons daaraan herinner, dat hy homself aan mense verbind. 2 sakramente wat ons in die Bybel het, 2 sakramente wat vir die kerk gegee is, die nagmaal, brood en wyn, die doop, water wat skoon was, wat ons herinner aan wat die Here God vir ons doen. Ek gaan kortliks net dele van die formulier op die skerm gooi en saam lees. Ek dink dit is goed dat ons weer daarna kyk. Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het hy gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond. Dus kom ons dit vandag nog kan doen. Ek sal jou God wees, ook die God van jou nageslag. God wat roep, is die God wat ons liefhet, is die God wat ons bewaar, is die God wat ons seën. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en Pasga tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe finale wyse bevestig. 'n Nuwe finale bewys dat daar nie meer bloedoffers nie, daar's nie meer 'n kruis nie. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Want ek sommer net dadelik hier stop om te sê dat beide die doop en die nagmaal sakramente heilige tekens is, wat hulle inhoud net in Christus vind. Die tekens het in hulle self nie krag nie. Die tekens herinner ons aan wat Christus vir ons gedoen het. Hy gee in die betekenis daaraan. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien, is wat ek met hierdie doopouers op gesels het in gesprekke, die opdrag van die doop. Hy sê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So die Here ons verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. As jy nie vanmôre uit Judas dit kon agterkom nie, dan mis jy dit. Dan mis jy iets baie groot. So die Here om aan ons verbind om ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaam sal doen. Dat die voorregte wat ons beleef nie 'n selfsugtige spons opsuig is net vir myself, maar om in dankbaarheid die verantwoordelikhede nakom om hom ook dan te kan doen. Wat 'n heerlike voorreg om dan vanmôre te weet dat klein Isemey en Ella gedoop word. En daar wil ek vra dat Claude en Marie asseblief vorentoe sal kom. Hulle kan hier voorkom staan asseblief. Ek wil net sê die dag toe ek hulle kuier, dit het so lekker gereën dat ons op 'n stadion hulle kan hier kom staan en kyk julle vir die gemeente, dit het so lekker gereën dat ons binne in die huis moes gaan sit. Claude is 'n advokaat, hy het 'n LLB en 'n LLM geswat by die pikke. Een van sy stokperdjies is nog altyd so vreeslik lekker om dit te hoor herstelwerk, so ons sal definitief veel werk kry hierso by die kerk Claude. Visvang en kamp. Marie is Senior Education Manager by Takalani. As ek reg, ek kan onthou ek het dit nog nie geskryf. Sy het 'n B.Ed en B.Ed honeurs gedoen by Unisa se hou van kamp en van die buitelug. Baie welkom vanmôre dan ook aan David
en Barbara Pyn, julle net so met jou. Julle is baie welkom van Klerksdorp. Grootouma Mart. En dan ook ouma Tol. Baie welkom vanmôre hierso. Koos Liepnaber en Isabel, is hulle Isabel is daai kant. Is reg van Viljoenskroon. Julle is nie ver van die Vaalrivier af daar nie. Nee, julle gaan kyk hoe mooi dit daar is. Grootouma Sibbel. Baie welkom vir julle. En dan wil ek asseblief ook vra dat Pieter en Adel van Sail vorentoe sal kom. En die dag toe ek daar by hulle gekuier het, stap ek daarin en ek vergeet ek het 'n masker, so ek is so bly hulle het maskers op voorraad gehad daarso. Julle kan ook hier kom staan asseblief. Pieter is 'n geoktroeëerde rekenmeester, hy het by Maties geswat en Adel kommersiële ontwerp en verbruikerswetenskappe. Sy gaan vir ons van nou af help, so weet net nie, met al die dekor hier so in die kerk. Sy ou al stokperdjies is dekor en mense. Pieter skryf dat sy stokperdjies is besigheid, tegnologie, mense, muurbal en dan is al eendag verder wat golf ook speel. En braai. So, ouma Petronel van Sail, wat van die straat, baie welkom dan ook vanmôre hierso. En dan vir Henda Wilson van Parkview. Sy is hier langs aan, sy gaan dan vir 'n klein Ella inbring. Ek wil vra dat die kindertjies ingebring word asseblief. En ek wil ook vra, as hier van die familie is wat op foto's neem, julle mag dit doen. Jy kan maar 'n bietjie rondskyf vir die spasie daar. Julle mag dit doen. Ons wil nie laat so mooi geleentheid dan môre verbygaan. Kom ons vra dat die kindertjies inkom. Ek gaan dit regtig maar waag om te sê, julle mag julle maskers afhaal, dat ons daar 'n paar mooi foto's op kry van môre hierso. Hallo. Was lekker saam gekry laas keer, né? En so, is aan my oorweldig oor wat in die kerk hier voor gebeur. So, dis reg. En sy baie vir julle almal. Dit is so lekker dat julle hierso is vanmôre. Ek gaan vir julle as ouers vra hier voor op die skerm, julle moet nie dink ek weet alles wat op die skerm daar bo staan, maar jy sien die skerm nie voor, so julle mag saam met my daar lees. Dat die doop bevestig aan ons alles wat God vir ons skenk deur genade verbond. En maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos wat hulle opgroei. Hulle moet die betekenis en die eise van die genade verbond in te lig. 'n Voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan en om hulle te roep tot die toeëinding van God se beloftes. Part en deel is wat ons net vir julle in die geloofskatekisme ook sal gee. Daarom vir die ouers asseblief, as ek vir julle vra. Julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur God sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons die gawes in Christus skenk. Om nou te bevestig dat julle die doop vir hierdie rede en nie uit gewoonte of bygelowigheid doen nie, moet julle opreg op die volgende vrae antwoord. Hier is die 3 vrae. 1. Bely julle dat julle kind 'n verlosser van sonde nodig het en dat Jesus Christus die verlosser is. 2. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk as die ware en volkomme leer daarvan. Beloof julle om hierdie kindjie en hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Claude en Marie, hardop julle antwoord asseblief. Ja. Adel en Pieter? Ja. Ella? Ella van Sail, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.
is al my tyd. Ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, inderdaad is elke doop 'n alles oorweldigende geleentheid. U bewys die liefde ook vanmôre aan Israel en Ella. Dat u die God is wat sê, u wil ook hulle God wees. En hulle deel van die kinders, u roep hulle ook. U is vir hulle so lief en bewaar ook hierdie kindertjies, deur hulle dan ook by papa en mamma in die huis te kan wees. Ook deel van die kerk op aarde te kan wees. Daarom wil ons bid en vra, Here, dat u asseblief ook hierdie pad wat vandag hier begin, maar u ook dan saam met hierdie gesinne ook nog steeds verder loop, en nou ook dat hulle kindertjies doopmaak is. Dat u dit sal seën en van 'n baie besonder sal maak. En as dit u wil is, oor jare, dat die kinders ook sal opgroei kan leer van u, sodat hulle ook hulle doop sal vasmaak, wanneer hulle blydenis van geloof aflê. Dankie dat ons dit vanmôre mag bid. In u wonderlike naam, Here. Amen. Ek wil baie graag net vir julle weer vertel, elkeen kry vanmôre 'n doopskatkussie. Hierdie doopskatkussie het 'n brief aan die binnekant, wat nou in hierdie geval vir Ella geskryf is, om te sê, Ella, jy is 'n parkery, sy kyk so mooi of sy kan lees, jy is 'n baie oude kind, ja, dis haar, ne? En dat sy dan kan weet, in hierdie houertjie, kan sy dan ook, dan weet dat dit baie belangrik is, dat sy herinner word daaraan, dat sy 'n koningskind is. Daarom kry sy 'n kroon. Sy kry ook 'n kruisie, om haar te herinner daaraan dat sy haar verlosser Jesus Christus is. En daar is ook 'n duifie hier, wat hy haar herinner, dat die Heilige Gees in haar wil woon en werk. En ekskusies aan my, alles is net so van toepassing op jou. En albei van julle kry 'n handleiding, die Bybel, en daarmee saam, ook dan 'n doopseël, en dit gee ek graag vir jou, Pieter, en Claude, presies dieselfde hierso behalwe nou, met Isabel se naam, met dieselfde daarin, 'n kroon, 'n kruis, 'n duif, 'n handleiding, en haar doopseël. Nou, werk dit so, en altyd van hierdie ouer pare het ingestem om dit te doen. Die lekker daarvan is, as ek nou reg het, die verjaarsdag, wie het verjaarsdag in Februarie? Ja, na einde maart. Einde maart en in Februarie. 20 Februarie as ek reg het, en 30 maart. So hierdie is twee baie gelukkige dogtertjies, want hulle gaan nie net verjaarsdae hê nie, hulle gaan ook doop verjaarsdae hê. En pappa en mamma het beloof, hulle gaan vir hulle geskenke ook daarmee saamgee. Maar nou, wil ons asseblief dan vir die ouers vra, om die doopkers aan te steek. Die doopkers het ten doel, en boodskap en gebruik, behalwe dat julle nou sien hier in die gemeente, is hulle altyd so voetjies afgedruk in klei. Dit word in die ingangsportaal van die kerk aangebring, met die plaatjie om te sê dat hulle op 7 Maart dan gedoop is. Jy kan na die tyd al hierdie foto's kom neem as jy wil, maar ons wil vra dat die ouers asseblief dan die doopkers kom aansteek. En as hulle die doopkers aansteek, gaan hy nou net vir 'n rukkie brand. Maar elke jaar van nou af, hierna, op 7 Maart, is die doopverjaardag. Dan moet die kers by die etenstafel aangesteek word, en ten minste vir 'n uur brand. En dit werk so dat na 16 jaar ook ons by die kerk uitgebrand is, dat hulle dan ook blydenis van geloof kon aflê. Ek gou vir julle net sê, ons sou nou vanmôre, soos Orrelis, wat ongelukkig siek is, so hy nou vir julle baie mooi alfa oomblik gedoen het, want dis wat ons nou die gemeente sê, ons verwelkom hulle graag in die kerk. Ek het 'n lied wat ek gaan speel, maar julle kan rustig dan kom, en die kerse aansteek asseblief, as die lied begin speel.
gemeente, waar ons baie keer hoor in die wêreld wat hulle sê die jeug van vandag is die leiers van môre. Daarom as mense so dink in die kerk sal dit werk dat die kinders van vandag is die kerk van môre, dan is dit nie waar nie. Die kinders van vandag is ook die kerk van vandag. En daarom was so lekker om julle hier voor te hê. So ek gaan nie vir hulle dit nog insit nie. Ek gaan vir die gemeente vra om te staan, dan gaan ons slotlied sing. Julle kan hier voor van die skerm af lees. En dan gaan ek die seën uitspreek en ons gaan asseblief vra dat hulle by hierdie deur uitbeweeg. Die kollekte sal daar buite opgeneem word. Maar kom ons staan. Ons antwoord die Here op sy woord en wat vanmôre hier gebeur, wanneer ons lekker ook hier die lied kan saam sing. Ons kan nou in hierdie wêreld gaan leef uit die goedheid en die genade van die Here soos wat ons vanmôre kon hoor. Ons kan voortbou op ons geloof, want die Here het vanmôre ook ons geloof versterk. En baie welkom aan ons twee pragtige nuwe doopblindbate. Weet daarom dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die wonderwerking van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees en bly, tot ons Here en Koning ons eendag weer kom haal. Amen. Baie dankie.